die nuus vanaand, reaksie nadat president Cyril Ramaphosa 'n dringende hofaansoek indien om die proses te staak wat hom in 'n staat van beskuldiging kan plaas. Die DA en Action SA wys hulle burgemeesterskandidaate vir Kaapstad aan. En ons hoor hoe politieke jeugbewegings in die land vorder. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Minstens een politieke ontleder sê president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementêre proses te staak om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas, het nie as 'n verrassing gekom nie. Ramaphosa het gister 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die werk van die afsettingskomitee op te skort wat moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Hy sê as die proses voortgaan, sal dit hom onomkeerbare skade berokken. Die ondersoek hou verband met die diefstal van buitelandse geld van die president se Palapala plaas in 2021. Volgens die regs- en politieke ontleder Dr. Mkhoseli Vimba was die dringende aansoek deur Ramaphosa te wagte. The only thing that could have stopped Parliament from doing or would stop Parliament from doing its work would only by way of the President interdicting Parliament to say that you have followed all the processes, nominated people, but you can't conclude the process based on wrong facts as the President alleges. So Parliament would need to have the final report either confirmed by the court or the President stopping the process. Volgens Vimba moet Ramaphosa die hof oortuig van die dringendheid van sy aansoek. Intussen het die leier van die Afrika Transformasiebeweging, Vuyelwethu Zungula, aangedui dat sy party Ramaphosa se interdik aansoek gaan teenstaan. That impeachment committee can only stop its work only when a competent court has set aside the independent panel report. Now, without any merits, the president is refusing to be held accountable, refuses to be interrogated or investigated over his conduct, over his exercise of public power, and the fact that he's running away from an inquiry in which, if he is innocent, he would have the perfect platform and the opportunity to clear his name with facts. Die voorsitter van die staat van beskuldiging komitee, Makashule Ghana, sê hy gaan nie nou op die aangeleentheid reageer terwyl die parlement se prokureurs besig is om die regsdokumente te bestudeer nie. Hy sê die vergadering op 24 Junie om die verwysingsraamwerk te bepaal en getuienisleiers te kies, gaan voort soos beplan. Eibre Babie, SAIK Nuusparlement. Die DA en Action SA het hulle onderskeie burgemeesterskandidaate vir Kaapstad aangewys. Soos wyd verwag het die DA die party se leier en huidige burgemeester van die stad, Jordan Hill Lewis, as sy kandidaat gekies, terwyl die parlementslid, Darlene James, Action SA se keuse is. Die aankondigings van beide kandidate is in die bende getuisterde Hanover Park in Kaapstad gedoen. Hilo sê hoewel die DA reeds vir 20 jaar die septer swaai in Kaapstad, het die party steeds baie werk om in die stad te doen. Hanover Park met sy geskiedenis van bendegeweld en maatskaplike ewels is een van die gebiede waar hy verandering teweeg wil bring deur te belê in ordentlike infrastruktuur en geriewe vir die jeug. Onder Hilo se planne vir Kaapstad oor die volgende 5 jaar is strenger polisieering, betroubare dienste en die skepping van meer werksgeleenthede. When I walked the streets here of Hanover Park with Tony, and we met an auntie together, I remember it, and she said to me, you know what, there's lots of issues, but whenever something happens here, it's Cape Town law enforcement that is always here first.
Volgens Terreline James sal sy haar beywer om geweld en dwelmhandel op die Kaapse vlakte met hand en tand uit te roei. I am not here by chance. I am not a politician. I'm a servant. I stand for the many mothers and the many families on the Cape Flats. This province hasn't been accidentally called and known as the mother city. This is a mother city. Besef julle, this is the mother city. Do you understand that it is going to take women? It is going to take women. Do you understand that way back it was women who took the lead and who marched to Parliament? And every year we commemorate those women. I say in 2026 we need a new story, and the story needs to start on the Cape Flats. And that story needs to say that the women of the Cape Flats, I need the women to stand. Onder Action SA se planne vir die Kaapse Metro is die skep van 'n spesiale begroting om die maatskaplike ewels in die gebied te takel. Die adjunk-president van die ANC, Paul Mashatile, het inwoners van Alexandra in Johannesburg verseker dat die regering sal aandag gee aan die voortsleepende elektrisiteit en watertekortprobleme in die gebied. Hy het die inwoners aangemoedig om ook aan die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November van die jaar deel te neem. Mashatile het tydens 'n deur-tot-deur veldtog kiesers aangemoedig om op 20 en 21 Junie vir die verkiesing te registreer. En in Delft in die Wes-Kaap het die MK-partyleier Jacob Zuma kritiek gelewer oor wat hy beskryf as die kultuur van straffeloosheid onder sekere politieke leiers. Zuma het in sy toespraak vir president Ramaphosa gekritiseer en sy leierskap bevraagteken ten opsigte van die Phala-Phala kwessie. Hy het gesê dat die omstredenheid wys op groot regerings- en verantwoordbaarheid uitdagings wat Suid-Afrika in die gesig staar. Dit is Dinsdag presies 50 jaar sedert die 1976 Soweto-betogings, 'n reeks betogings deur swart skoolleerlinge in weerstand teen die apartheidsregering wat Afrikaans in swart skole wou instel. Sowat 20.000 leerlinge het aan die betoging op 16 Julie 1976 deelgeneem. Talle is ook deur die polisie geskiet en 176 leerlinge het teen einde Junie 1976 gesterf. Maar hoe verskil die jeugbewegings van toe met die wat ons oor die afgelope 3 dekades van die demokratiese bestel sien ontwikkel het? Ons praat nou met Dr. Halen Kloete, 'n navorsingsgenoot vir die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat. Dr. Kloete, goeienaand en baie dankie dat jy by ons kon aansluit. Kom ons praat oor die rol wat die jeugbewegings van toe gespeel het om jeugaktivisme aan te moedig en hoe sal jy sê, hoe doeltreffend was dit? Goeienaand Lazaan en goeienaand aan al die kykers. Ek dink, soos jy gesê het in jou inleiding, die 1976 jeugbeweging was regtig 'n deurslaggewende rol waar jong mense hulle krag en hulle mag tentoongestel het. Aangevuur natuurlik deur die ideologie van Steve Biko, wat swart bewussyn aangemoedig het, wat basies gesê het dat swart jeug moet opstaan vir hulle regte. En so ons het 'n aktivisme gesien in die land wat versprei het, alhoewel dit in Soweto begin het dit vinnig versprei reg oor die land. En dit was sonder WhatsApp groepe en sonder Facebook en al hierdie sosiale media. So dit het 'n bal aan die rol gesit wat Suid-Afrika vir ewig verander het. Dokter, oor die afgelope dekades het politieke partye soos die ANC, die EFF, die PA-party, MKP en die DA ook hulle eie jeugbewegings gestig. Hoe doeltreffend is hierdie jeugbewegings? Kyk, as ons begin by die ANC, as jy mens kyk na die rol wat die ANC jeugliga gespeel het, om byvoorbeeld nasionale interne verkiesings van die ANC te beïnvloed, het hulle 'n baie noemenswaardige rol gespeel. As jy kyk, die rol Julius Malema het deur die jeugbeweging, die jeugliga vir homself, die jeugliga was nog altyd baie militant. As jy kyk na Fikile Belula, so die jeugliga was amper soos die beginpunt
om dan 'n opgang te maak in die proses. So die ANC Jeugliga het 'n deurslaggewende rol gespeel. Hoe hulle dit gedoen het, is om die takke byvoorbeeld van die ANC te infiltreer en dan toe te sien dat die jeugagenda gedryf word daar. Jordan Lewis, die DA se kandidaat vir burgemeester in die Kaapstad, hy kom ook deur die studentebeweging. En so die kern het amper verskuif na kampusse toe, na universiteite, waar die politieke partye soos buite in die samelewing gesien word nou ook op kampusse waar hulle 'n beduidende rol speel om studente aktivisme so te help bevorder. En wat moet politieke partye doen om goeie jeugleiers op te lei? Ek dink een van die groot uitdagings vir politieke partye is om jong mense aanhou bewus te maak van die gedeelde visie. Ek dink min jong mense ken die geskiedenis van die land en baie keer as ek met jong mense praat, dan gee hulle ook nie eintlik om nie. Jy weet, Dinsdag is maar net nog 'n vakansiedag. Hy verstaan nie of sy verstaan nie eintlik die opofferinge wat die vorige generasie gemaak het nie, en hy vat ook nie ernstig genoeg op sy rol wat hy kan speel om die toekoms te kan beïnvloed. En so, ek dink wat ons nodig het, wat politieke partye moet doen, maar nie net politieke partye nie, ek dink die burgerlike samelewing is om aktiewe burgerskap daar te stel. As die mens kyk buite die politiek, die rol wat die kerk byvoorbeeld gespeel het, om hierdie ongelykhede aan te spreek, en hoe sportliggame soos byvoorbeeld SACCOS 'n groot rol gespeel het om mense bewus te maak om hulle menswaardigheid terug te kry. En ons het so min van dit. En hierdie gesprek begin vir my in munisipaliteite, op die grondvlak, in wyke waar jong mense aktief behoort deel te neem. Ek dink die munisipaliteite skep genoeg geleenthede ook om die jong stemme te hoor nie. Ek was byvoorbeeld vir hierdie jaar in Nederland en weet jy, het my verstom dat hulle 'n innovatiekompetisie daar gehad. In die kanale in Nederland is jong mense besig om branderplank te ry. En so ons moet die kreatiwiteit en die idees van jong mense neem en 'n geleentheid skep vir hulle om hierdie idees na vore te bring. Baie dankie Dr. Kloete, en ons het gepraat met Dr. Halen Kloete, 'n navorsingsgenoot vir die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat. Nou, Gun Free South Africa het saam met die Gautengse Portefeulje Komitee oor gemeenskapsveiligheid 'n veldtog teen toenemende vuurwapengeweld by die Jeppe polisiekantoor in Johannesburg van stapel gestuur. Die organisasie sê onwettige vuurwapens, gewapende rooftogte en noodlottige skietvoorvalle hou 'n ernstige bedreiging in vir inwoners in Gauteng. Die Portefeulje Komitee sê hy het pogings verskerp om veiliger openbare ruimtes te skep deur die uitbreiding van wapenvrye sones reg oor die provinsie. Die geluid van geweervuur het alledaags geword in baie Suid-Afrikaanse gemeenskappe. Bendeverwante geweld en georganiseerde misdaad het talle gesinne verpletter en gemeenskappe in vrees gelaat. In die jongste tragedie Dinsdag is 12 mense dood en nog 15 gewond tydens 'n massaskietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg. So many people are dying. Actually 30 people are dying every day due to gunshots. And 43 others are injured every day through gunshots. And therefore, this must be addressed. And we really appreciate what the Gauteng Provincial Legislature has done to partner with Gun Free South Africa and many other partners so that we can be able to raise this awareness, but not only just raise awareness, seek a solution. Seek a solution from the communities, seek a solution from government, seek a solution from the police, and everybody else who wants to see a South Africa that is safer. Die bekendstelling van die Gun Free veldtog in Gauteng het weer die debat oor die rol van wetstoepassing in die bekamping van vuurwapenmisdaad aangewakker. Van die grootste bekommernisse is die vermoë van polisie-intelligensiestrukture om misdaadnetwerke te identifiseer en te ontwrig voordat geweld uitbreek. One of the important things, as I've indicated, is that we need to sort out the issue of crime intelligence.
I'm one proponent of strengthening community policing. We need to make sure that all community members are part of the fight against crime, and particularly the fight around the issues on illegal firearms. In die afgelope 24 uur is 2 mense in Jeppystown doodgeskiet, wat die volgehoue bedreiging vir gemeenskappe onderstreep. In Switserland stem burgers môre in 'n referendum of die land se bevolking tot 10 miljoen beperk moet word. Dit en ander nuus net hierna. Welkom terug. Nou, bejaarde inwoners van die Ramotse gemeenskap naby Hammanskraal, noord van Pretoria, sê hulle leef in vrees na die onlangse moord op 'n 85-jarige vrou. Dis die tweede moord op 'n bejaarde gemeenskapslid sedert die begin van die jaar. Hoewel 4 mans in hegtenis geneem is, glo inwoners dat 'n bende wat bejaardes teiken steeds werksaam is in die gebied. Van die inligting in die verslag kan kykers ontstel. Maneli Mongoya is verkragt, beroof en vermoor kort nadat sy haar seun begrawe het. Die beskuldigdes was na bewering op die spoor van geld wat sy by die begrafnisgangers gekry het en haar seun se lewensversekering. Een van die verdagtes is boonop 'n familiekennis. In 'n ander voorval is die 74-jarige Jacob Marule aangerand en beroof, waarna sy aanvallers hom in sy huis aan die brand gesteek het. Hy is later in 'n hospitaal aan sy beserings dood. Sy seun sê, hoewel Marule se aanvallers geïdentifiseer is niemand in daardie saak in hegtenis geneem nie, maar hy erken een van die mans wat vir Mongoya se moord vasgetrek is. He's our relative from our mother's side. He was working here around the yard. He was cleaning. He was doing everything. Die 4 verdagtes het vroeër die week vlugtig voor die Moretele Landdroshof verskyn op aanklagte van verkrachting, diefstal en moord. Maar Marule se aanvallers bly nog soek. We arrest him. We take him to Temba police station. We felt fighting with him, and on the way, while he was in the car, he was talking. He was telling us what happened, who done what, who did what, and he had never said, I'm not involved. He said, I am involved. Die gemeenskap eis dat die mans nie op borgtog vrygelaat word nie, uit vrees dat die gemeenskap die reg in eie hande neem. Pakistan sê hulle is die naaste nog aan 'n vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran sedert die oorlog in Februarie begin het. Volgens Pakistan, wat as bemiddelaar in die vredesonderhandelings optree, kan die ooreenkoms binne die volgende 24 uur onderteken word. In 'n boodskap op sosiale media sê die Pakistanse eerste minister Shehbaz Sharif, sy land is besig om voor te berei vir elektroniese ondertekening van die ooreenkoms, waarna tegniese onderhandelings oor die implementering daarvan sal volg. Maar hoewel daar hoop is dat Amerika en Iran die keer tot 'n vergelyk gaan kom, bly die twee lande steeds verdeeld oor sleutelkwessies. Die VSA dring daarop aan dat Iran nooit kernwapens mag besit nie, terwyl Iran sê hy sal slegs sy kernprogram beperk as Amerika alle sanksies teen die land ophef. Die twee regerings verskil ook oor die straat van Hormuz. Terwyl president Donald Trump sê hy is bereid om met Iran se opperleiers saam te werk oor die oopstelling van die seestraat, hou Iran vol dat dit nie internasionale waters is nie. Stem burgers môre in 'n referendum of die land se bevolking tot 10 miljoen beperk moet word. Die Swiss People's Party sê die bevolkingsgroei, aangespoor deur migrasie, plaas druk op infrastruktuur en vervoerstelsels en lei tot hoër misdaadvlakke. Indien die voorstel aanvaar word, kan dit lei tot beperking op die aantal burgers in die land en die skrap van gesinsherenigingsregte vir buitelandse werkers. Hiermee saam sal internasionale ooreenkomste soos die vrye beweging binne EU-lande gestop moet word. En die dag se sportnuus en die weer vir môre volg net hierna, bly by ons.
Die Protea vroue het hul eerste wedstryd by die T20 Wêreldbeker in Manchester, Engeland teen Australië met 65 lopies verloor. Die Aussies het die lood gewen en besluit om eerste te kolf. Hulle het 172 lopies vir die verlies van 8 paaltjies aangeteken met 'n 50-tal van Phoebe Litchfield. Die Proteas is uitgehaal vir 107 lopies in die 17de bilbeerd. En duisende atlete skud vir oulaas die vere reg om deel te neem aan môre se Comrades Marathon in KwaZulu-Natal. Die wedloop skop 5:00 die oggend vir die 50ste keer af by die Durban Stadsaal en eindig by die Scottsville perdewedrenbaan. Motoriste word gewaarsku liewer om alternatiewe roetes te gebruik omdat verskeie groot paaie om middernag vanaand gesluit gaan word. Die geleentheid gaan na verwagting R210 miljoen inbring. En die 5-malige FIFA sokkerkampioene Brasilië skop vandag hul veldtog af om vir 'n rekord 6ste keer as die wêreldbeker kampioene gekroon te word. 'n Groep C wedstryd teen Marokko begin om 1:00 môreoggend in die New Jersey Stadion in New York. Qatar en Switserland spook sake om 10:00 vanaand in hul groep B wedstryd uit. En dit is dan En dit is dan ons bydra vir vanaand, maar sterkte aan al die deelnemers wat aan vanjaar se Comrades Marathon deelneem. Ons wens julle alles van die beste toe. Totsiens.